Hallo, baie welkom. My naam is Dani Mattee en vandag in my video gesels ek oor die vraag: het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan? Miskien het jy al daaroor gewonder. As jy nog nie die subscribe knoppie gedruk het nie, dit is die rooi knoppie ergens onder. Druk hom asseblief, ek sal dit so waardeer. Dit sal vir my baie beteken. Nou ja, kom ons val sommer dadelik met die deur in die huis. Het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan? Dis die vraag waaroor ons vandag worstel. Ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel wat laasweek gebeur het. Dit is nie 'n storie nie, dit is 'n gebeurtenis in ons huis gewees. Daniel, my seentjie van 2,5 jaar oud, hy het die TV se remote in die hande gekry. Nou ja, om water te spaar, want waar ons bly op die oomblik het ons maar leë damme, so ons probeer alles in ons vermoë om water te spaar. Ons sit byvoorbeeld 'n groot emmer in die stort, wanneer ons stort, dan vang ons die stortwater op, want dan gebruik ons dit weer in die toilet, en so recycle ons water, maar in elk geval, so in die badkamer staan daar 3 emmers, wat gewoonlik water in het. En Daniel het, lyk vir my, die remote beet gekry laasweek, want toe ons die selgroep by ons huis het, verlede week en donderdag, en ek wil die TV aanskakel, want ons gaan 'n video kyk, toe ek die knoppie druk, toe gebeur daar niks op die TV nie, maar wat wel gebeur is, uit hierdie rooi power knoppie loop daar water uit, en toe weet ek sommer dadelik, Daniel het die remote beet gehad, en hy het natuurlik met hom in die water gespeel, want dit is een van sy gunsteling speelplekke by die emmers in die badkamer, want hy is mal oor water. En ja, ek het eers wou moed opgee en gedink, ek gaan 'n nuwe remote moet koop, maar ek het, toe die mense almal weg was, my vrou se haardroër gevat, en ek het hierdie remote geblaas met die haardroër, so goed as wat ek kon. Daar was later nog net 'n paar druppels wat uit hom uitgekom het as ek hom geskit het, maar ek het hom geblaas. En toe het ek hom op 'n baie droë plek in die huis gaan neersit, en van hom vergeet. En so 'n paar dae later, toe het ek hom weer probeer. Daar was nêrens meer water wat ek kon sien nie. Ek het die knoppie gedruk, en voilà, die TV het weer aangekom, want selfs al was hierdie remote binne 'n emmer vol water, en al het die water uit hom uitgeloop, was dit nie die einde van sy lewe nie, van sy gebruik nie. Nee, genadiglik kon ek hom regkry, en het die water verdamp, en nou werk hy weer 100%. Maar, as ek hierdie glas vat, en ek gooi hom op die vloer, en hy breek in 1000 stukkies, dan is daar nie 'n manier wat ek die glasstukkies weer aan mekaar kan las nie. Nee, ek sal my vingers sny. Ek gaan nooit weer hierdie glas kan gebruik om uit te drink nie. Want as 'n glas gebreek het, is dit verby. Dis tickets, dis finaal, dis oor en uit. En so is dit ook met die dood, né? Die dood is ook finaal, dis verby, dis oor en verby. Voordat 'n mens sterf, is daar nog baie wat mens kan doen. Ons sê, ja, die dokter moet nog hierdie behandeling probeer, of hy moet nog dit probeer, of ons moet daai gesonde eet volg, en dalk gaan ons dan gesond word, en gaan ons nie sterf nie. En ek het al soveel keer in my lewe gesien, hoe mense, wanneer hulle met die dood gekonfronteer word, alles in hulle vermoë doen, om net nie dood te gaan nie. Want die dood is so finaal, die dood is die einde van die pad. Of is dit? Die Bybel sê vir ons, nee, die dood is nie finaal nie. Die dood is eintlik, soos as ek hierdie glas laat val op die grond, en hy spat in 1000 stukkies, dat hy weer, sjoeps, in reverse gesit word, die beeld, en die glas weer heel is. Hy niks makeer nie, hy weer heel is, sodat ek uit hom kan water drink. Die Bybel sê, nee, die dood is nie finaal nie, die dood is nie die einde van die pad nie, want Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Nou, het die opstanding gebeur? Is Jesus Christus uit die dood uit opgewek? Paulus skryf in 1 Korinte 15 vers 3 en 4, hy sê Christus het gesterf volgens die skrifte. En dan sê hy, op die 3de dag het hy uit die dood uit opgestaan volgens die skrifte. Wat beteken daai skrifte? Dit is nie die Bybel soos ons hom vandag het nie, dit is die profete, die geskrifte van die profete. Hulle het voorspel, Jesus Christus gaan sterf, en hy gaan uit die dood uit opstaan. En so 'n bietjie verder in daai selfde hoofstuk 15, dan skryf Paulus, hy sê die hele Christelike geloof hang van die opstanding af. Hy sê, as Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie, is julle geloof sonder inhoud. Net so 'n bietjie verder, in vers 17 sê hy, as Christus nie opgestaan het uit die dood nie, dan is julle geloof waardeloos, dan is ons nog vasgevang in ons sonde. In vers 19 sê hy, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Paulus sê, die Bybel sê vir ons, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Iemand het dit een keer baie goed gestel. Hy het gesê,
As Christus nie uit die dood uit opgewek is nie, is die Christelike geloof, al die mense wat deur die eeue in Christus geglo het, se geloof totaal en al waardeloos. Dan is dit soos 'n kaartehuis en dit gaan in mekaar tuimel. Want die Christelike geloof hang af van Jesus Christus se opstanding. As hy nie opgestaan het nie, dan is ons geloof dood, waardeloos, sinloos, irrelevant. So, die vraag is, het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan? Is hy opgewek uit die dood? Die Bybel sê ja. Die Bybel vertel vir ons op 'n paar plekke, nou moet ek dadelik sê, die Bybel is nie een boek nie, die Bybel is 'n versameling van boeke, daar is 26 boeke in die Nuwe Testament, en 'n hele paar van hulle beskryf vir ons dat Jesus Christus mens was op hierdie aarde, dat hy saam met sy disippels geëet het, en dat hy verraai is en deur die Joodse raad, die belangrike ouens in die Joodse samelewing in Jerusalem, in hegtenis geneem is. Dat hy in die nag van Paasfees verhoor is, en dat hy oorgelewer is, nadat hy gegeesel is om gekruisig te word. Ja, die Romeine het hom gekruisig, aan 'n kruis vasgespijker, en vroeg die Vrydagoggend van Paasfees, 9 uur daardie oggend, die Bybel is baie spesifiek oor die tye, is hy in die kruis gespijker, en het hy daar gehang, en van 12 uur af het daar donkerte oor die hele wêreld gekom, niemand kon sê, nee, dit is nie donker, of almal het gewonder, wat gaan aan, wat is fout? Selfs al was jy nie by die kruis van Golgotha nie, was die hele omgewing donker. En omtrent 3 uur het Jesus vir die laaste keer uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor, en het die laaste asem uitgeblaas en gesterf, sê die Bybel. Daarna het Josef van Arimatea gekom. Nou, Josef van Arimatea was 'n lid van die Joodse raad, die ouens wat nie eintlik met Jesus oor die weg gekom het nie. Hulle het nie van Jesus gehou nie. Dis die ouens wat hom gevange laat neem het om te kruisig. Maar Josef van Arimatea het na Pilatus, die gouverneur, toe gegaan, die Romeinse gouverneur, en hy het Jesus se liggaam gevra. En hy het die liggaam gevat, dit in doeke toegedraai en dit in 'n nuwe graf gesit, wat nog nooit voorheen gebruik was nie. En daar het Jesus gelê in die graf van die Vrydag af. Die Saterdag en die Sondagoggend vroeg, vertel die Bybel vir ons, toe die vroue, en dit is Maria Magdalena en Maria die moeder van Jesus, en nog Salome, toe hulle by die graf kom, die Sondagoggend vroeg, was die graf nie meer verseël, soos wat die Romeine gemaak het, soos wat Pontius opdrag gegee het nie, en die wagte was nie meer daar nie, hulle was weg, en die graf was leeg gewees. Maar die Bybel sê nie net vir ons, Jesus Christus het gesterf en hy het uit die dood uit opgestaan nie. Nee, die Bybel sê meer as dit. Die Bybel sê, Jesus het voorspel, voor sy dood, dat hy gaan sterf en dat hy uit die dood gaan opstaan. Ons lees op 'n hele klomp plekke in die evangelies daarvan, onder andere Matteus 20 en in Markus 8. Daar lees ons dat Jesus vir sy disippels, sy 12 disippels bymekaar roep en vir hulle sê, die seun van die mens, ek gaan sterf, ek gaan oorgelewer word, en dan gaan hulle my in die kruis spyker, maar na 3 dae gaan ek opstaan uit die dood. En Petrus het nie daarvoor gehou nie, hy het vir Jesus gesê, nee, aan alle ewigheid, u sal nie gekruisig word nie. En wat het Jesus gedoen? Jesus draai na Petrus en hy sê, Satan gaan weg, staan weg uit my pad uit. Jesus spreek Petrus aan, asof die duiwel die woorde vir hom gegee het, toe Petrus wil ontken dat Jesus gaan sterf en uit die dood opstaan. En in Johannes, van Johannes 12 tot by Johannes 17, is Jesus besig om met sy disippels te praat, en op verskeie geleenthede praat hy met hulle oor sy sterwe wat op hande is, maar ook sy opstanding. En dan sê hy vir hulle in Johannes 12, hy sê, kyk na 'n koringkorrel, as jy 'n koringkorrel vat, dan is hy net een koringkorrel, en hy bly een koringkorrel, maar as jy daai een koringkorrel vat en hom in die grond gooi, hom begrawe in die grond, dan begin hy groei, dan gebeur daar 'n wonderwerk, en dan word daai koringkorrel 'n plant, en lewer die koringkorrel 'n groot oes op. So moet die seun van die mens, so moet ek ook sterf, begrawe word, en opstaan uit die dood. So Jesus het gesê hy gaan sterf, hy het gesê hy gaan uit die dood uit opstaan, en volgens die Bybel, en die boeke in die Bybel, het hy dit wel gedoen. Maar, dis nie die einde van die storie nie. Want daar's 'n klomp alternatiewe teorieë rondom hierdie
opstandingsstorie, noem dit dan nou maar so. Een van hierdie teorieë lees ons in die Bybel, in Matteus 28, dat Jesus se disippels in die nag gekom het en sy liggaam gesteel het, en dis hoekom die graf leeg is. So, Jesus het nooit uit die dood uit opgestaan nie, sê mense wat dit glo, hulle sê, nee, die disippels het sy liggaam gesteel, want om uit die dood uit op te staan is onmoontlik. Dit is fisies net nie moontlik nie, dit maak net nie sin logies nie. Die volgende teorie sê, Jesus was nie regtig dood nie. Hulle sê, ja, hy het gelei, hy is aan die kruis gespyker, en die mense het gedink hy is dood en het hom begrawe, maar hy het toe seker op die Sondag bygekom, nadat hy uit was, en hy het daarom uit die graf uitgegaan. En dit is hoekom daar 'n opstanding kampdag was, want hy was nooit regtig dood nie. Die ander teorie sê, die vrouens het die Sondagoggend by die verkeerde graf gekom. Hulle was 'n bietjie die mekaar gewees en dit was vroeg in die oggend en hulle het by 'n leë graf gekom wat nog nie gebruik is nie en waar daar nie 'n klip voor is nie en hulle het gedog dit is Jesus se graf en hulle het gesien die graf is leeg en hulle het vir almal gaan vertel die Here het opgestaan omdat die graf leeg was. Nog 'n alternatiewe teorie vir die opstanding sê Jesus se disippels en almal wat hom gesien het en wat gesê het hulle het hom gesien na sy dood, lewendig gesien na sy dood. Hulle het almal gehallusineer. Dit is 'n vorm van hallusinasie. En mens moet dit so verstaan en verklaar. Nog 'n teorie sê, hierdie hele ding van die opstanding is eintlik 'n geestelike saak. Mens moet dit geestelik interpreteer. Dit het nie letterlik gebeur nie. Dit het nie fisies gebeur dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Nee, dit het simbolies gebeur en ons moet dit simbolies verstaan. So, wat is nou die waarheid? Hierdie alternatiewe teorieë wat sê Jesus het nie regtig fisies uit die dood uit opgestaan nie, of die Bybel en 'n klomp van die getuienis daar rondom wat sê Jesus het uit die dood uit opgestaan. Jesus lewe. Hy is nie meer dood nie, hy is nie meer in die graf nie. Wat is die waarheid? Kom ons probeer by die waarheid uitkom deur na 'n paar feite te kyk. Die heel eerste feit is Jesus Christus het gesterf. Daar is eintlik geen iemand wat kan sê hy het nie gesterf nie. Dit staan soos 'n paal bo water, want niemand het nog ooit in die geskiedenis 'n Romeinse kruisiging oorleef nie. Die Romeine het geweet hoe om iemand dood te maak aan die kruis. Die Journal for the American Medical Association, wat hulle gedoen het, hulle het gaan kyk na alles wat met Jesus gebeur het. En toe het hulle gesê, daar is nie 'n ander uitweg nie. Die enigste konklusie is, as dit met 'n mens gebeur wat met Jesus gebeur het, dan sal hy sterf, dan het hy gesterf. Hulle het by daardie konklusie uitgekom. Natuurlik is daar ook in die Bybel bronne wat sê, ja, die soldaat het 'n spies in Jesus se sy gesteek, dat bloed en water uitgeloop, wat 'n teken was dat Jesus dood was. Om die waarheid te sê, Marcus Borg, die historikus, het gesê, it's the most certain event in history. The fact that Jesus died is the most certain event in history. Daar is eintlik geen vraag daaroor nie. Jesus het gesterf. Onthou, Jesus is met grafdoeke toegedraai. Hy is soos 'n mummie vasgedraai gewees. En as hy nog geleef het, sou hy definitief versmoor het, want hulle het sy kop ook toegedraai. En hoe kan 'n mummie uit 'n graf uitkom en dan nog 'n groot klip wat voor 'n graf is, wat verseël is, wat deur wagte bewaak is? Hoe kan hy verby dit alles kom? Feit nommer 2. Die getuienis van die opstanding is baie vroeg aangeteken en opgeteken. Om die waarheid te sê, 'n paar maande na Jesus se kruisiging was daar optekeninge dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En een van die vroegste belydenisse van die vroeë Christene was Christos aneste, alethos aneste. Ja, wanneer Christene mekaar op straat raak geloop het die een vir die ander een gesê, die Here het opgestaan, en dan was die antwoord van die ander een af, ja, hy het waarlik opgestaan. Dit is so duidelik soos daglig. Die getuienis, die belydenisse oor die opstanding is baie vroeg gemaak, nie eers baie jare later na Jesus se kruisiging nie. Nog 'n feit is dat die graf wel leeg was. Die skrifgeleerdes en die Joodse raad wat Jesus laat gevange neem het en wat hom wou laat kruisig het, hulle het dit erken. Hulle lees ons het gesê, die graf is leeg, en hulle verklaring daarvoor was, die disippels het in die nag gekom, hulle het seker die Romeinse wag oorval en hulle het die liggaam gevat.
Want dit was hulle verklaring vir die graf wat leeg was. Die graf wat leeg was, was daar vir almal om te sien. Niemand kon daaroor twyfel nie. En niemand het eintlik daaroor getwyfel nie. Want hulle kon dit met hulle eie oë sien. Daar's niemand in die graf waarin Jesus begrawe is nie. Die vierde feit oor die opstanding is, daar was geweldig baie ooggetuies. Paulus skryf in 1 Korinte 15, hy sê, die Here Jesus het aan Maria verskyn, ook aan Sefas, dit is nou Petrus, daarna aan die 12 aan die disippels, en ook daarna aan meer as 500 mense gelyktydig, van wie baie nou nog leef. Paulus sê, gaan vra vir die ouens wat Jesus met hulle eie oë gesien het. Johannes skryf in 1 Johannes 1, hy sê, ons het vir Jesus met ons eie oë gesien, ons het met ons hande aan hom gevat, en ons getuig van dit wat ons gesien en wat ons gehoor het. Ja, daar is geweldig baie ooggetuies, want in die loop van 40 dae, van Jesus se opstanding tot by sy hemelvaart, het hy op verskeie plekke aan verskeie mense verskyn. En hulle het vir ander mense daarvan vertel. Daarom het die storie geloop. Jesus het uit die dood uit opgestaan. En baie het hom gesien, met hulle eie oë hom gesien. As die opstanding nie werklik plaasgevind het nie, as dit indien dit deur die disippels uitgedink is, soos sommige wat nie in die opstanding glo nie beweer, waarom sou die disippels dan die storie skryf dat die vroue die eerste getuies was wat gesien het dat die graf leeg was? Want onthou, hulle het in 'n patriargale samelewing gebly waar die woord van 'n vrou geen gewig in die hof gedra het nie. Dis anders as vandag. So hoekom, as jy 'n storie wil opmaak, gebruik jy iemand wie se getuies nie aanvaar gaan word nie, om die eerste getuies te wees van die gebeurtenis? Nee, dis omdat Jesus werklik opgestaan het en omdat die vroue werklik die eerste getuies was, daarom staan dit so. Hoekom sal die disippels hulle self beskryf as mense wat nie geglo het nie? Toe die vroue vir hulle kom vertel, Jesus het opgestaan, was hulle ontstel daaroor, hulle het dit nie geglo nie. Al het Jesus vooraf dit vir hulle gesê, wou hulle dit net nie aanvaar nie. Hoekom sal hulle dit opmaak, as dit dan alles net een opgemaakte storie is, soos sommige beweer? En, hoekom sou die disippels bereid wees om vir 'n opgemaakte leuen te sterf? Want die disippels is gevange geneem, hulle is gemartel, meeste van hulle het gesterf, omdat hulle geglo het in die opgestane Here. As jy die storie opmaak, hoekom sal jy vir so iets sterf? Nee, dan gaan jy dadelik sê, nee, hoorie, ek het my misgis, ek het die storie opgemaak, wanneer jou lewe bedreig word. Maar die disippels was bereid om daarvoor te sterf, omdat dit regtig gebeur het. So, as ons hierdie hele vraag intellektueel benader, as ons wetenskaplik wil gaan kyk na alles wat gebeur het op Paasondag, dan lyk die mees logiese verklaring om te sê, as ons al die gebeure in oënskou neem, dan moes Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dan het die opstanding fisies plaasgevind. Ons verstaan dit nie, ons weet nie hoe God dit kon regkry nie, maar alles dui daarop dat Jesus wel uit die dood opgewek is. Maar God wil eintlik nie hê ons moet net met ons verstand na hierdie saak kyk nie. God wil nie hê ons moet hierdie vraag met ons verstand net vra nie. Ja, ons kan dit doen en daar's niks meer verkeerd om dit te doen nie, maar God wil in die eerste plek hê ons met ons harte na die opstanding kyk. Want Paulus skryf vir ons in Romeine 10 vers 8 en vers 9. Hy sê, wie met sy mond bely dat Jesus Christus die Here is en met sy hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal gered word. Want met ons harte glo ons en ons word vrygespreek, met ons monde bely ons en ons word gered. Ja, die opstanding is nie 'n akademiese saak nie. Die opstanding is bedoel om 'n saak van die hart te wees. En ek en jy moet glo, met ons harte glo, dat Jesus die dood oorwin het, dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Ons kan met ons verstand probeer om dit te verstaan, om daarmee sin te maak, om na die gebeure empiries te gaan kyk, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Vir God gaan dit, dat ons dit met ons harte moet glo.
Ek wil afsluit met 'n laaste storie, 'n storie van 'n vrou in Pakistan en dit het plaasgevind in 1967, baie jare gelede. Sy was 47 jaar oud en haar naam is Bilkish Sheikh. Sy was 'n vooraanstaande vrou in Pakistan gewees en sy het 'n Bybel gekry. En sy het die Bybel oopgemaak omdat haar vriendinne wat by haar gekuier het gesê het, kom kyk daarin, dalk is daar 'n profetiese woord in. En sy het die Bybel oopgemaak by Romeine 9 en sy het gelees wat Paulus geskryf het, dat die wat nie aan God behoort het nie, kinders van God geword het. En dit het vir haar goed geklink, maar toe sy op haar eie was, het sy verder geblaai na Romeine 10 en sy daar gelees, daar die woorde wat ek net nou vir jou aangehaal het van Paulus, Romeine 10 vers 9. Wie met sy mond bely dat Christus die Here is, en wie met sy hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, hy sal gered word. Ja, wie met sy mond bely en met sy hart glo. En sy het gedink, hoe kan 'n mens glo in die opstanding uit die dood? Dit is kettery, dit is godslasterlik vir 'n moslim om te glo dat Jesus uit die dood opgewek is. Maar, daardie aand, toe sy met hierdie vrae worstel, het sy in die slaap geraak en het sy gedroom dat Jesus nie net aan haar verskyn nie, maar dat Jesus vir 2 dae aan huis by haar kom kuier, saam met haar eet. En sy het Christus se teenwoordigheid ervaar. Sy het daarna gedroom dat sy vir Johannes die Doper sien. Sy het nog nooit in die Bybel gelees verder nie. Sy het nog nooit van Johannes die Doper gehoor nie, maar toe sy in haar droom hierdie man sien in sy sandale, toe het sy net geweet sy naam is Johannes die Doper en sy het later gaan uitvind by Christen sendelinge, wie is Johannes die Doper? En so het Bilkish Sheikh se pad begin van 'n ongelowige na iemand wat in Jesus Christus glo, na iemand wat 'n verhouding met God het, met die lewende God. En het sy geleer, soos haar boek waarin sy haar storie vertel ook sê, I dare to call him Father. Het sy geleer om vir God ook haar Vader te noem, haar hemelse Vader. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Nie net ek sê so nie, nie net die Bybel sê so nie, maar baie ooggetuie sê so. En God sê, ons moet dit met ons harte glo, want dan sal ons gered word. En dit is my gebed vir jou, dat Christus se opstanding nie net vir jou 'n kopkennisding sal wees nie, nie net 'n intellektuele bespreking sal wees nie, maar bovenal 'n saak van die hart sal wees, omdat jy met jou hart glo, dat God hom uit die dood uit opgewek het. Selfs al weet ons nie hoe hy dit reg gekry het nie. Maar sien, wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Hoe God dit doen, dit weet ons nie. Dat God dit gedoen het, dit glo ons met ons harte, met ons hele lewe. Lekker dag verder. Volgende week gesels ons weer. Totsiens.